3, 2, 1. Here we go! Hello there, welcome to another exciting episode of We Talk, your go-to source for the latest news and events happening in and around Windhoek. I am Aurelia Vikander, very much thrilled to be with you guys today. But as you know, we have a lot of things lined up, but we will start with Talk of the Town, 2 or 3 clips about what's happening in and around Windhoek, and then I have a surprise for you guys, so do stay tuned. Starting from 100,000 million US dollars to 5,000 US dollars. To say that yes, it is not so much a question of funding, it is a question of commitment, a deliberate commitment to be able to make a difference. Closing off from an economic angle is also to say, yes, and this is important for us, as Namibia, it's important for us as Africa and the developing world to say that we tend to be stagnant and therefore disease prevalence, disease burden tends to be sticky and we are not moving at an accelerated path in our social settings, oftentimes because of lack of targeted innovations, often more so because of progress points in funding research, development, technology, and innovation. So whenever there is limited investment in innovation, the solutions that we have, the products that we have, may not be relevant to our local context, that's one. And secondly, if we don't make progress points on innovation, Bentham African Agencies. For all your fencing, hardware, sand, agriculture needs. Contact us now. And now that you guys are informed about what's happening in and around Windhoek, we are right in the heart of Gobabis. En you know, ons gaan goedjies 'n bietjie anderster maak van hulle het 'n stalletjie. Dis Gobabis fees wat aan die gang is. So let's have a look. Here we go! Hi, dag Alex, hier vandag met Richard met van Voormeester af. Richard, sê vir my, hoe oud is die skou vandag? Goeiedag, baie dankie. So die skou is hierdie jaar 62 jaar oud. Ons het 'n lekker landbouhandelskou nou aan die gang tot en met Vrydag aand. Lekker, lekker. Sê vir my, wat is vir tipe verskillende beeste het julle hier rond en hoe kyk die mense altyd na die beeste? Ja, so op ons regterkant, hierdie kant, julle linkerkant is ons Grootvee Arena wat van 2 uur af van die Simbras en Simmentaler skou. Ons het Angus, ons het Witbrahmane, ons het Charolais, ons het nog het ek Brahmane gesê, dan herhaal ek hulle weer en dan op ons linkerkant, daai kant is die Kleinvee Arena waar ons persies en damaras en boerbokke het. So die publiek kom uit, kom kyk die beestrasse, kom kyk die skape. Hulle is hier in Gobabis lokaal. Hulle is regtig baie mooi. Sê vir my, hoeveel uitstallers het julle so op 'n skou gewoonlik? Ja, so die landbouhandelskou het hierdie jaar 23 stalletjies. So ons saal is redelik vol en aan buitekant het ons vir Grootfontein trekkers en implemente en Toyota's hierso, Nama pumps. So die mense is hierso en kom ondersteun hulle, kom kyk wat se spesiale aanbiedinge het hulle en kom wys gesig en sê hallo. Sê, ja, dan sluit ek af, daarso baie dankie. Julle moet kom kyk hierso. Dis fantasties, dit is uitstekend hierso. Kom kyk en dan weet dit ons terugvoer. Porky's Meat Market. Celebrating 35 years of meeting the need. Porky's Meat Market was founded in 1990, the same year Namibia gained its independence.
We specialize a variety of processed products, first grade and budget range polonies, Russians, Viennas, frozen chicken and pork products, local and imported, everyday braai and cooking meat, beef, game, pork and chicken. Contact us now. Hi, dagse kykers, ons hier vandag met Johan Levenberg van Agra. Sê vir my, Johan, hoe gaan dit met jou vandag? My gaan dit altyd goed. Het is lekker om gebabers te wees by die skou. Lewendig, die musiekie speel. Weer is lekker, soos kan seker nie kla nie. Ek sien net 'n paar druppels hier gereën. So Johan, sê vir my 'n bietjie wat se equipment het julle hierso by die skou? Man, weet jy nie, ons het 'n lekker stalletjie by mekaar. Ons het ietsie van alles. Ons het uitstalling van safari klere, ons het voere, ons het medisyne en ons het redelik ook gekonsentreer op kampgoedjies. Ja. En wat altyd lekker is, want weet basiese goed skoue en so baie mense wat kom uitstal, hulle slaap by hulle diere of die mense wat hulle saambring slaap by die diere. So ons het baie op dit gekonsentreer, maar ietsie van alles. Kom loer. Sê gou vir my, hoe oud is Agra al in die algemeen? Agra is hierdie jaar vier ons 45ste bestaansjaar in Namibië. Koöperasie gewys van kleins af begin tot waar Agra nou is. Ons dien al vir 45 jaar die boere in ons Namibiese gemeenskap. Dis lekker en julle is lekker groot stalletjie. Ek sal julle kykers uitnooi om te kom kyk hoe is dit hierso. Kom maak 'n draai, ons geniet dit. Africa Aluminium Structural Systems. Our services: design and manufacture, CNC Pfizer, laser cutting, CNC tube, laser cutting, CNC turret, punching, CNC metal, forming pipe and wire, bending, metal, rolling powder coating. Proudly made in Namibia. Your Namibian leader in precision sheet, metal fabrication solutions. Hi, dag sê ek is hier met Bertus. Bertus, sê vir my 'n bietjie, wat doen julle hierso by die skou alles? Man, ons het 'n Siementaler stoetery. Ons het 'n plaas hier naby Witvlei wat ons net stoetiere aanhou Siementaler stoet. En ons kom skou met ons Siementaler diere. Lekker. So wat se produk het julle hierso vir die skou uitgebring? Siementaler bulle en koeie. Ek sê vir my, oom hulle, hoe lank is julle nou in bestaan van die besigheid? Ons het al so 23 jaar die stoetery. Sjoe. Maar dit is net 'n naweek, ons is naweekboere. Net naweekboere. Ons bly in Windhoek en ons het daar by Securitas versekeringsmakelaars is ons. Okay. Sal oom vir die kykers sê om hier te kom bywoon die skou? Ja kyk, ons almal weet Gobabis het verlede jaar nie 'n goeie skoujaar gehad nie. En ons wil graag deel wil wees van die opbou van die Gobabis skou. Ja. So ja, ons sal nou maar middag sien as die skole uit is en almal wat is die opkoms na die skou toe. Okay. Maar dit gaan 'n paar jaar vat om vir Gobabis reg te kry, maar ons wil graag deel wil wees daarvan. Ja, die voermeester het net gesê hulle is al hierdie jaar 23 stalletjies hierso. So dit is besig om te groei. Ja. Maar baie dankie julle. Ek sal julle uitnooi om te kom kyk wat gaan hierso aan en geniet dit. Retief Sales Promotion. Innovation Design Solutions. Your Namibian leader in retail and storage solutions. From shelving to powder coatings. Proudly manufactured in Namibia, delivering competitive advantage. Hi, dagse kykers, ons is hier vandag met Kobus van Name Pumps. Kobus, sê vir my, hoe gaan dit met jou eerstens? Nee, gaan goed, dankie. Ek is bly. Nou wil ek net vra, die pumps alles, wat doen julle alles by julle by Name Pumps? Okay, nee, dankie vir die geleentheid. Ons is Name Pumps gebaseer in Gobabis. Maar ons werk die land vol, so maak nie saak waar die werk is nie. Ons gaan daar waar die werk is. So ons doen wimpompe,
Ons maak ou windpompe reg. Ons verkoop nuwe windpompe, ons verkoop die Poldo pomp wat ons die alleen reg verspreiders is. Dis 'n nuwe tegnologie pomp wat alreeds amper 40 jaar op die mark is. Hy werk nie met olie en ratte nie. Hy werk met crank en bearings. So sy onderhoud is baie goedkoper. En fisies die windpomp self as jy hom koop is ook baie goedkoper. Okay. So ons doen die windpompe en dan doen ons sonpompe. Die Groenvos sonpomp spesifiek te wees. En dan doen ons die verkoop en die bou van sinkdamme, installasie van sinkdamme, nuwe sinkdamme met die PVC liners. So as jou ou sinkdam lek of as jou ou sementdam lek, dan kan ons hom vir jou herstel. Ons installeer, bou dan 'n PVC liner volgens jou dam se mate, sit dit in, dan het jy weer so goed soos 'n nuwe dam. Ja, ek dink die boere hou baie van hierdie projek. Sê vir my, hoe lank is julle al in besigheid? Ons Nama Pumps is al vir die laaste 17 jaar in Gobabis wat ons begin besigheid doen het. Van vir die hele leeftyd daai. Sê vir my, wat doen julle alles hier by die Grootfontein-skou? Ek bedoel die slomp boere en alles, so hulle benader jou seker baie. Wat doen jy hierso? Ja. Kyk, jy het nou genoem van Grootfontein. Jy kom nou van Grootfontein en ons is nou in Gobabis. Nee, Gobabis skou is mos nou maar die jaarlikse skou vir waar al ons boere bymekaar kom. Jy verkoop nie fisies 'n dam of 'n windpomp nie, want die ou het hom nou nie vandag nodig nie. Dit is goed om jou ou kliënte weer te sien. Praat oor werk wat gedoen is, praat oor beplanning wat hy beplan vir die volgende jaar. So die skou is nie net vir kom skou en verkoop nie. Die skou gaan jy deel maar kennis met jou kliënte, wat het jy niet, en dan die boere beplan maar sy werk vir die jaar. So dan sê vir jou goed, ek beplan dit, ons moet so lank daaraan werk. So dis 'n groot en belangrike deel van die skou, is die volgende jaar se boer se beplanning, waarmee ons hom kan help en produkte wat hy soek. So dit is hoekom dit belangrik is om op die skou te wees. Nou, ek bedoel, jy is part van hierdie hele skou wat net groter raak en groter raak per jaar. Ek bedoel, van laas jaar af tot hierdie jaar toe, daar's amper 23 stalletjies hierso. So jy is part van hierdie hele gemeenskap hierso. Okay. Dis reg, ek sê baie dankie vir jou en jou tyd. Ek sal die kykers uitnooi om hier te draai te kom maak om kyk wat hier alles aangaan. Kom praat met Kobus, is 'n baie intelligente man. En dan ja, dat weet vir ons julle terugvoer. Reg, nee, baie dankie en geseënde dag verder. Serre daarso. And there you had it, guys. Dit is aan in Gobabis en ek hoop julle gaan 'n draai in Gobabis maak vir die Gobabis Showgrounds. Dag se kykers, ons hier met meneer Edmund Strauss. Oom Edmund, hoe gaan dit met oom? Nee, baie goed. Ek is baie bly om dit te hoor. Oom, sê vir my, hoe gaan dit? Wat doen oom? Hoe lank is oom al in besigheid? Jong, ek het na 'n regoperasie het ek my werk verloor en ek bly tans in Mariental. En met die rondsittery daar het ek nou maar begin planne maak, hoe kan ek 'n ekstra inkomste kry? Die mediese kostes was ook maar baie, al het ek medies gehad daai tyd. Ek het in die Kalahari groot geword. So ek het vir 11 jaar daar geboer ook vir mense van die Republiek, tot en met die operasie wat verkeerd geloop het. En nou ja, dit is van 2020 net na COVID, het ek maar die ding ontwerp, want ek het self op die plaas gehad, maar dit het nie so gelyk nie. 'n Bietjie anderster gelyk. En het ek net gedink ek wil iets maak wat veral lekker werk by die cruises, omdat die cruises maar die meeste voertuie is wat die werk doen. En dis hoe ek op die patent gekom het en begin ontwikkel het en gemaak het.
Dit is heel smart. Wil dalk vir ons vinnig demonstreer hoe werk dit en verduidelik bietjie oor dit? Ja. Okay, hierdie is nou van die heel nuutste cruisers. So dis nou die eerste keer wat ons hom opsit. Ek het toevallig nou gesien toe ek hier kom dat ek kan hom nie soos by die ou cruisers oor die ou spieël sit nie. Omdat hierdie spieël lyk 'n bietjie anderster as die ou cruisers in, maar by die ou cruisers kan hy hier staan of hy kan met hierdie voet kan daar ook staan. Dit hang af van die grootte van die persoon en hoe hy inpas agter die deur. Ek wil net gou hierdie, dis 'n lokmoer hierdie. Om net laat skiet en net so 'n klein idee gee hoekom dit so is. Voor jy natuurlik opsit met 'n man, probeer bepaal die hoogte wat hy moet wees. As jy nou, ek gaan 'n bietjie skuins draai want dis omtrent hoe jy nou gaan wees as jy in die kar is en jou geweer lê hier. Maar hierso kan jy hom in of uitdraai, dit stel die hoogte. Okay, en as jy jou hoogte reg het, dan kan jy hom lok. Nou is daar twee, hierdie goed kan jy sien is 'n bietjie off-center, een kant is langer as die ander kant. Nou die ding kan in die ronde draai, so. So jy moet hom vir jou gerief stel en van jou geweer wat jy het, hoe gaan hy lê in hom? So of jy kan hom nog anderster draai, maar nou sien ek die spieël gaan 'n probleem raak. Ja. So dan sal ek aanbeveel met die man sy spieël afhaal want jy jag mos nie elke dag. Ja. Vir daai dag of 2 of 3 wat jy jag, haal maar die spieël eerder af. So nie sal ek nou teruggaan en kyk, kan ek hierdie ding hoor maak, gaan dit enige verskil hierso maak vir die geweer. Want dis wat nou baie belangrik is hierso. So op hierdie stadium het ek nog nie werklik by die nuus getoets of hy gaan werk nie. Dis nog volgens die ou cruisers. 'n Persoon het al een gekoop vir sy nuwe cruiser en hy sê hy werk lekker, maar hy sit so. Hy het nie sy spieël afgehaal. Ja. So, dis in kort en dan soos ek sê, hy kan so draai. Hy kan so maak. Ja. So wat ek mense kan ook doen is mense kan hom lekker draai. So jy kan hom vir ons draai en dan kan jy hom jy bo die speeltjie so hou. So hou kan jy hom bo die spieël sit en dan kan jy lekker jag. Ja, nee, dis 'n baie interessante patent. Dis baie goed wat boere nodig het, veral vir die jagters wat daar buite is. Ja, en die ander ding is maar hoekom ek ook op hom gekom het, ek self kan nie meer agterop klim nie. Ek hou ook nie van agteraf skiet nie. En as jy alleen is, dan kan jy in jou voertuig sit en skiet. Jy hoef iemand te soek wat vir jou moet ry nie, want dit is ook altyd 'n probleem. Dit is baie gerieflik vir die boere, vir die jagters. Dit is so jy kan hierso jou geweer lê op die linkerkant of hy lê hier. Ek het maar altyd so gejag. Die geweer het in hom gelê en met sy kolf op my binnebout gedruk. So my geweer lê altyd hier, maar dan ry jy stadig. Ek het nooit gejag as ek jag nie. En ek kan gelukkig linksom skiet, so dis maklik. Ek tel net die geweer op en ek skiet linksom. As die bok te ver die kant toe gaan, dan skiet ek regsom. Dan maak ek dieselfde een vir die linkerkant se deur. As twee vriende wil op jag en hulle wil nou is albei in daai tipe posisie van hulle kan nie agterop klim nie. Dan sit die vriend linkerkant. Hierdie ding skuif dan net na hierdie kant toe. Ja. Op die linkerkant se deur en dan kan hy ook nog daar skiet. En 'n ander ding wat jy ook kan doen is, en ek het dit al vir mense gedoen. Jy kan hierdie ding uitdraai. Dan maak ek dit so los, breek dit net hierdie regop een en nie hierdie ander nie. Dan kan jy hom agter by jou tralies, kan jy hom vaswys, dan kan jy hierdie ding daar bo indraai vir iemand wat agterop staan, kan hy ook dan skiet. Ja, so ek is nou met 3 mense jag. En ek weet van 'n ou wat 2 opgesit het, so hy kan 2 manne agterop vat. Ja, sien. Dan skiet hy met hom in. Nee, dis baie interessant. Sover baie goed. Baie goeie ding wat die mense doen nogal redelik. Die boswêreld is bietjie moeilik omdat jou bokke in die bosse is en daar moet jy baie vinnig skiet. En dan is dit 'n bietjie van 'n probleem as jy nie onmiddellik kan skiet as jy nog met die geweer hier vat en eers insit en so aan. So maar vir soos ons in die suide met die oop vlaktes en die weste en die goed werk hy baie goed en die ouens is baie tevrede daarmee. Sê vir my om hierdie af te sluit, hoe kan die mense in kontak kom met om 'n bestelling te maak? Wat is om se kontakbesonderhede en al daai goedjies? Okay, my selfoonnommer is 081 820 5560. En ek bly tans in Mariental. So ek verkies maar om my goed op bestelling te vat en ek sien nou toevallig ek sal die nuwe cruisers en moet sekere aanpassing maak. Maar as iemand bel dan moet hy ook maar net vir my sê, jy weet, dis die heel nuutste cruisers of dis nog die ou garde tot en met 2024. En dan weet ek presies wat om te doen. En dit is nogal belangrik. En dan hierdie is ook belangrik. Want ek sien waar is die knip? Ja, jy sien hy's basies by die knip hier. Nee, hy's dan los van hom af. Binnekant pas hy ook baie mooi by hierdie knip. So hy werk
hierdie ding vir die nuwe cruiser hier is 100%. Ja. Dis net as hy moet sound toe gaan, dat hy daar dan sal as moet of die spieël afhaal of ek sal hom moet hier aanpas. Ja, ja. Maar ek sal eers toets voor ek 'n verandering maak want ja. Natuurlik. Ek geniet dit, dis lekker werk. Die hande wil net nie meer die ouderdom. Ek vermoed dis maar senuwese wat knyp, maar ek gaan dit laat sny en dan gaan ons maar weer aan. Reg, baie dankie vir oom se tyd en ek waardeer dit. Met 'n lekker dag verder. Het oom enige spesiale boodskap vir die kykers? Nee wat, dit is maar net as jy begin miskiet en jy bewe baie, dan dink ek is hy dit werd. Ja. Op hierdie stadium verkoop ek hulle vir $2000, Namibiese dollar. Ek dink as jy begin patrone pryse kyk, dan is dit die moeite werd om so 'n ding aan te skaf as jy wil doodseker maak van veilige skote. Okay. Baie dankie. Baie dankie oom. Baie dankie. Burial, wholesale supplies, refined craftsmanship. Services. Our offerings combine craftsmanship, durability, and dignity, ensuring that every item supports the professional services of our clients while honoring the traditions and sensitivities of the funeral industry. Specializing in the manufacturing and wholesale distribution of premium quality coffins, caskets, and a comprehensive selection of burial-related products. We provide tailored solutions to meet the needs of funeral directors and undertakers. Contact us now. And unfortunately, we have come to the end of this week's We Talk episode. I hope you guys had fun because I must say, Gobaba's stay was a lekker stay for me. But don't forget to watch We Talk every Thursday on DSTV channel 285 and GoTV channel 25. You can also watch the snippets on our Facebook page and oneup2.com.